Baie welkom by die erediens. Skus al net, wil jy nie net vir my 'n glas water bring nie asseblief? Enkele afkondigings wat ek wil afkondig of uitlig. Ons wag vir die kindertjies om net in te kom. Is dit altyd of is ons vroeg vandag? Eers is net, die vroue het gevra, as daar nog mense is wat wil help, Vera is hier voor, julle kan julle naam vir haar deurgee, die 23 November, het ons Spiekenhoed se kleuterskool se konsertprysuitdeling ensovoorts hierso, en die vrouens maak vir die mense kos, en hulle het hulp nodig, so Vera sit hier voor, as iemand wil betrokke raak, net na die tyd vinnig, net vir haar die inligting deurgee. Die ander afkondigings vanoggend na die erediens is daar dan 'n deurkollekte vir hardloop. So lek net daarop. Die deurkollekte van hardloop wat dan hardloop. En dan woensdagoggend is dit Bybelstudie. Almal is baie welkom. Dis die Sondagoggend, ons gaan voort met ons tema oor disippelskap. In die week daarna is dit eers afsluiting. So maar jy's almal baie welkom om dan in te skakel, selfs van hierdie eerskomende Woensdag af. Dan volgende Sondag moet jy asseblief daarop let dat daar nie 'n oggenddiens is nie. Ons het gewoonlik met die Kerssangsdiens, dan het ons net die aanddiens. Ons kom van 5:00 af by die kerk bymekaar, Sondagoggend Sondag aand, Sondag laatmiddag om 5:00, dankie al net. En dan gaan ons saam tee en koffie drink voor die diens van 5 tot 6. So ons gebruike in die gemeente is dat by so 'n geleentheid vra ons vir almal bring net 'n bordjie eetgoed saam. Ons sit dit op die tafel en ons kuier lekker saam van 5:00 af. 5 tot 6 en dan gaan Dani Nias vir ons die Kerssangdiens dan behartig. Ek het die program gekry van Annerien en dit is 'n baie mooi program, so jy word hartlik uitgenooi dan na volgende Sondag aand se Kerssangdiens 5:00 en ons sal begin 6:00 sal dit begin. So net dan as ons net kyk na die voorbereiding vir die week. Oom Bokkie Meyer, oom Johan Boshoff, oom Anton van Sail, oom Thomas Richard, oom Henry Griffiths en dan alle studente. Hy's nou nie daarop nie, studente, leerders en ouers met die kinders wat met die eksamen besig is. So ons vra voorbereiding vir hulle ook in hierdie tyd. As ons na die verjaarsdag kyk, dan is daar nou nie vandag 'n verjaarsdag nie, maar ons het in die week wat voorlê is dit Nicole Grobler, Jan Hendrik Venter en dan Woensdag is dit Morney Badenhorst en dan ook oom Teens. Is oom Teens hier vanoggend? Daar is oom Teens. Oom Teens, baie geluk, oom word 83. Mag dit regtig 'n mooi en 'n geseënde jaar vir oom Teens wees hierdie jaar en mag jy die nabyheid van die Here ervaar om 83 te word, wat 'n mooi ouderdom. So baie geluk aan oom Teens. Dan Woensdag verder is dit Elise Fourie, Dirk Kotse, Janko Blighnout, Donderdag is dit Peanut Blighnout, Annelie Forsier, dan die Salna Pesano en dan Saterdag die 16de November is dit Dwayne en Etienne Nothing en dan ook Heila Penals. So ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Goed, en dan wil ek vra as die nuwe intrekkers is welkom om na die tyd saam met ons te kom tee en koffie drink. Om Hein sit hier voor. Ek gaan op die stoep wees. Jy's welkom net 'n handdruk te kom gee en dat ons die besonderhede kry. So jy's baie welkom ook by ons. Dan moet ek nou net kyk want die kindertjies moet inkom. Daar Salmon, sal jy net hoor of dankie. En kom ons, terwyl ons vir die kindertjies wag, kom ons buig so lank die hoofde, dan begin ons net hierdie diens in die naam van die enigste Here. Here, U is goed vir ons, U is groot en wonderlik en U kyk elke dag na ons. As ons na die week kyk wat verby is, met die weer en die reën wat geval het, dan sien ons U is getrou. En ons bid, Here, dat U ook die aarde verder sal seën met die reën, wat ons nodig het vir hierdie seisoen. Ons hoor van plekke waar boorgate droog word en ons vra Here dat U ook sal die genoegsame reën sal gee. Here, ons vra ook dat U nou in hierdie diens die middelpunt sal wees en dat ons die hele tyd net gefokus sal wees op U. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. En nou
genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Vriende, ons gaan staan en gaan ons 'n loflied sing, die 3 verse van lied 547. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Kom ons staan en sing ons al 3 verse. Goed vriende, terwyl die kinders hulle plekke inneem, gaan ons vanoggend, dis die afsluiting van die katedese, so ons gee vir hulle elkeen net so ietsie, so dis hoekom hulle hier voor is, ons gaan dit gou gaan Melissa het vir ons reël, maar voordat Melissa doen, wil ek net vir Renet gou vra, laat ons die wikkelwurmsinne gou doen. Hulle was net so deel van die katedese, is die van die wikkelwurmpies? Daar so is, okay. Is daar nog wikkelwurmpies? Ja, so. Nee, dit lyk my nie, Renet is 'n cheap brand. So, okay. So, daar's net enetjie vanoggend. Is dit sy gradeplegtigheid? Okay. Hulle wissel baie keer, hulle kan tot oor die 12 tyd sonna daar wees. So dit is 'n groepie, 'n mooi spannetjie. Ek hou vir Renet nogal besig. Interessante gesprekke wat Renet vir my sê sy met die kindertjies het. Weet wat in elkeen se huis aangaan. So sê dankie Renet. Dan gaan ek vir Melissa vra, waar is Melissa nou? Melissa gaan vir jou gee. Cornel, ons gaan hierdie luidspreker net aansit, dan gaan Melissa net vir ons dit hanteer. Dankie Melissa, as jy reg met daai luidspreker. Hallo, hoor jy? Al die ouers dankie sê wat hulle kinders vir die jaar vir ons gebring vir bywoning. Vanoggend is bittersoet, dit is my laaste jeugaksie wat ek gee. Ek het bedank, so ek beweeg aan volgende jaar, ons gaan iemand anders kry. En ek het die laaste 3 jaar wat ek die jeug
betrokke was. Ja, dit was my baie lekker en julle het pragtige kinders. Waardeer iedereen elk van hulle elke dag lief. Hulle is regtig special, almal van hulle. Al het hulle vir my grys hare by die kinderkerk gegee vir Tannie Sonaima, ons is lief vir elkeen van hulle gewees, nog steeds is. Ja, skus. Wow. Okay. Dan ek gaan net begin, sorry. Graad 1 gaan ek vir juffrou Helene vra, dat sy net vir klein Stef, ons enigste graad 1 maatjie, wat die hele jaar opgedaag het, sy geskenk en sertifikaat gee. Graad 2, juffrou Tanya, sy graad 2 en graad 3 gedoen, hulle is klein klassies, het ons 1 juffrou vir 2 grade het. By ons graad 2 het ons vir Evelyn Jeffries en vir Dwayne Notling. O, ja, hierso. Ons graad 3 was 'n manneklas. Ons het vir klein Dietrich Oosthuizen Steenkamp en vir Erich Schram. Dankie Tannie. Dan is ons graad 4 en 5 is vir Tannie Linda gewees. Jy kan sommer almal saamkom, Anne. Maak dit vinniger. Graad 4 is Neil Botha en ons het vir EJ Notling gehad. Ons graad 6 klas is Tannie Marietta met haar manne. Is ook uit manne? Ja. Dan is dit Marius en Alois Du Plessis. Dan het ons graad 7 klas, en was ook die grootste klas by Tannie Sonay gewees. En hulle is amper voltallig hier vanoggend. So Joshua, die graad 7 klas, jy moet sommer opstaan, hier kom staan, julle is baie. Ons Joshua Badenhorst, Jelan Linde, hy moet dit invul. Ludwig Oosthuizen Steenkamp, Evan ter Blanche, waar is jou bril? André van Emmenes, Isabel van Niekerk, Andrie Wolmerand, ons graad 8 en 9 is Tannie Olga, vergeet ek.
Ons het vir Janiek Beeslaar. Sorry. Driekus Fourie. Nicolai Jeffrey. Annika Du Plessis. Marilise Toy. Het julle die mekaar geraak? Corrie en hy is volgende. Corrie en Jeffrey. Julle die mekaar. Marianka Schram. Johan Frederik Oosthuizen Steenkamp. Leila Ter Blanche. Dan het ons graad 10 groepietjie wat uit 3 lede bestaan. 'n volle 3. So met meneer Elmar. Ons het vir Danica Landman. Moet ek al jou name sê? Janko Pretorius. En Marcus Schram. Ek wil net noem met die sertifikate wat ek 3 jaar terug oorgevat het, was alles nog nie geplak nie. Ek moes baas en gesoek het en COVID se 2 jaar was nie geplak nie. So as jou kind vir 12 jaar hier was, ons 'n paar spots so 2 jaar terug COVID was 2021 en 22, né? 20 en daai een het ons nie geplak nie en voor dit was nie ek nie. Ek beloof vir julle. Ek wil net gou-gou vir my, ekskuus, geen rond nie. My kategete vorentoe roep, kategese, wie sal hulle nou weer? Die onderwysers vorentoe roep, om vir hulle dankie te sê. Ekskuus, ek's nou klaar, beloof. Dan al net, waar kruip jy weg? Ons wil vir jou baie dankie sê, want ek is so 'n last minute persoon en bel ek haar sê ek vir, ek het môre die kerk nodig vir dit en dan as ek hier kom het al net dit gedoen. Ons wil net vir jou baie dankie sê Nettie. Jy kan maar tot hier kom. En Sondag het baie gaga begin, so hooplik beer ek haar nou 'n bietjie op. En dan net vir met die matriek afskeid ete nie. Finale jaars ete, moes ek 2 dames hulp inroep want ek was nie die naweek by die huis nie.
En ek wil net vir julle baie mooi dankie sê vir Annerien, wat ons gehelp het met die wat vir my al die kos gedoen het. Baie dankie. Vir Tannie Lena vir die blomme. Is Tannie Lena hier? Waar is sy? Daar sit sy met die geel. Ek kom na Tannie toe. Terwyl ek na vore kom, wil ek vir Melissa sê dankie vir die 3 jaar wat sy dan voortyd daar geneem het. Baie dankie Melissa, ons waardeer alles wat jy daar gedoen het. En dan wil ek sommer net 'n uitnodiging gee, as daar mense is wat by die jeug wil betrokke raak, jy is altyd welkom gesels met my. Ons het 'n voorsitter wat ons gaan kies, so, maar kom asseblief, ons het altyd mense nodig om met die jong mense te werk. Julle jongens moet vorentoe kom. My
Goed, kom ons buig net die hoofde. Ja, Here het ons mooi gemaak, het ons baie mooi gemaak as mense om as beelddraers van U te kan wees in U skepping. Here, wat 'n voorreg is dit nie om as beelddraers bymekaar te wees en oor generasies heen met ons eie unieke behoeftes en manier van dinge doen, tog saam in 'n kerkgebou te kan sit en 'n gemeenskap te wees wat aan U behoort en wat saam hoort. Dankie Here vir daardie voorreg en Here wat ons dan vandag dan hier doen, gee dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dat U sal groot word, dat U sal sigbaar word in die wêreld en dat die wêreld sal weet, maar U is die antwoord vir ons. En daarom bid ons Here as ons nou die woord gaan oopmaak, dat ons U stem alleen sal hoor, wat ons elkeen aanraak, ja Here in ons denke, maar ook in ons emosies en ons hart en dat ons kan uitbeweeg en getroue getuies vir U kan wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. En ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte uit Lukas uit. Verlede Sondag het ons nagmaal gevier. Ons het by die Emmausgangers in Lukas 24 stil gestaan. Toe Jesus die brood gebreek het, gedank het, uitgedeel het. Wat ons toe nog gesê het, dit is nagmaalstaal daai. Die Here gee ons terug. Hy neem ons gebrokenheid, hy herstel ons verhouding met ons Vader en hy gee ons terug vir 'n wêreld om dit te gaan leef. Vanoggend wil ek so 2 hoofstukke vorentoe beweeg na die Lukas teks in Lukas 22 en ek gaan vir ons lees daar vanaf vers 14. En dan skryf Lukas vir ons: toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle: by die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikstes onder julle moet soos die geringstes wees en die een wat die leier is soos die een wat dien. Wat is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is of die een wat bedien? Tog hy wat aan die tafel is, nie waar nie. Maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Simon het Jesus gesê: luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir julle gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom: Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord: Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het deur te sê dat jy my nie ken nie. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van ons wat hierdie woorde hoor, maar dit ook ter harte neem. Vriende, so 2 weke terug met die belydenis van geloof aflegging,
het ek 'n videogreep gespeel van kaptein Sally Sullenberger, wat in 2009 met 'n vliegtuig van die Amerikaanse lugredery met 155 mense aan boord 'n noodlanding op die Hudson rivier in New York moes gemaak het. En tydens die raad van ondersoek om vas te stel of kaptein Sally die regte besluit geneem het, kon hy nie eerder teruggedraai het na die lughawe toe nie, of kon hy nie dalk uitgewyk het na 'n ander lughawe toe nie, sou dit nie 'n beter opsie gewees het nie. So hulle was besig om al hierdie scenario's te skep wat moontlik was. En toe het ons by die gedeeltetjie stil gestaan waar kaptein Sally dan in die raad van ondersoek sê, I can't quite believe you still have not taken into account the human factor. In all these simulations, you've taken all of humanity out of the cockpit. You are looking for human error, then make it human. You are looking for human error, then make it human. En dis die kruks van ons geloof, is tog dat God ons menslikheid, ons gebrokenheid in gedagte gehou het, toe hy mens geword het. Vir ons, soos kaptein Sally dit gesê het, vir ons human error word hy mens. Hy neem nie ons menslikheid weg nie. Ja, nie nou al nie. Ja, die dag as ons laaste asem hier uitblaas, dan sal dit verander. Maar tot dan neem God ons menslikheid in ag en hy word mens vir ons gebrokenheid as mense. En elke dag leef ons as mense in 'n herstelde verhouding met ons God. Maar ons leef in 'n herstelde verhouding binne 'n gebroke wêreld wat ook maar 'n invloed op ons het en ons baie keer stikkend maak. Maar ons bly mense. Ons is mense met emosies. Ons is mense met bepaalde denke. Ons is mense wat gevorm is oor jare deur die ervarings wat met ons gebeur het, is ons steeds mense. Mense met behoeftes van liefde en aanvaarding. Met ander woorde, almal wil menswaardig voel in hierdie wêreld. Almal wil voel my word menswaardig hanteer. Ek beteken iets in hierdie lewe. Jy sien, ons is mense met behoeftes en gevoelens en emosies en denke. En op hierdie stadium kan ons niks anders te wees as mense nie. Maar dit is juist daaroor dat God in Christus Jesus mens geword het. As gevolg van ons human error het God nie die menslikheid uitgehaal toe hy ons kom verlos het nie, maar het hy in ons menslikheid ingekom as verlosser en as redder. En ons teksgedeelte is 'n teken dat God in Christus elke dag met ons menslikheid rekening hou. En nou sal jy dadelik vir my hoor my ander sê ding wat ek altyd het, hou met God rekening. Maar in ons menslikheid en in Christus Jesus se koms na hierdie wêreld en sy sterwe, het hy met ons menslikheid rekening gehou. Want kyk wat gebeur in ons teksgedeelte, vers 17 tot en met vers 21. Jesus sit saam met sy disippels om die tafel en hy sê hy het lank uitgesien of hy het lank gewag vir hierdie geleentheid en dan begin hy vir hulle vertel van hierdie teerheid, van hierdie broosheid waardeur hy gegaan. Hy sit sy emosies op die tafel. Dit wat vir hom voorlê. Die nagmaal wat ons verlede Sondag gevier het. En Jesus verduidelik vir hulle wat dit beteken. Jesus praat hier oor sy mees kwesbaarste tyd in sy aardse bediening. Ja, die brooste oomblik van sy hele tyd wat hy op aarde geloop het. Toe almal hom in die steek gelaat het. Toe almal weggehardloop het daardie oggend en hy selfs aan die kruis hang en uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En wanneer Jesus vir sy disippels praat oor wat gaan gebeur, oor hierdie weerlose oomblik, oor hierdie kwesbare oomblik, oor sy brooste tyd waardeur hy gaan, wat is die disippels besig om te doen? Vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Jy sien, Jesus verduidelik aan hulle, ek gaan sterf.
En ek gaan nie net sterf nie, ek gaan op die wreedste manier sterf, wat jy seker kan sterf. Hulle gaan my lewend aan 'n kruis ophang, waar ek moet hang, tot ek my laaste asem uitblaas. En wat doen die disippels? Hulle stry oor wie is die belangrikste. Jy sien, die atmosfeer om die nagmaalstafel daardie dag wissel van emosionele intimiteit van Jesus wat sy diepste seer op die tafel sit, maar ook aan die ander kant die disippels wat niks daarvan verstaan nie en op 'n ligsinnige manier net met mekaar stry. En om die rede en om regtig te verstaan wat hier gebeur het, is dit belangrik dat ons die hele teksgedeelte net so 'n bietjie weier daaroor kyk en daaroor dink. Want Jesus sluit hierdie instelling van die nagmaal as hy vir hulle sê die brood wat gebreek word is my liggaam en die beker is my bloed, is 'n nuwe verbond, dan sluit hy dit af in vers 21 en 20, dan sê hy vers 21, maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Jy sien, Jesus sê vir hulle, een van julle wat hier sit, gaan my verraai. Een van julle wat hier sit, gaan my uitlewer, sodat ek lewendig aan 'n kruis vasgeslaan word. En hoewel Lukas vir ons in hoofstuk 22 vers 3 vir ons sê wie dit is, dat dit Judas Iskariot is, weet die disippels op daardie stadium rondom die tafel nie wie dit gaan wees nie. En dan kom die woorde in vers 23. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees, wat so iets kan doen. En hierin lê iets van die disippels se broosheid. Iets van hulle broosheid word sigbaar in hierdie opmerking, want elkeen van hulle moet introspeksie doen. Kan dit ek wees? Kan dit dalk ek wees wat Jesus gaan verraai? Want een van ons, een van die 12 gaan dit doen. Kan dit ek wees wat Jesus gaan oorlewer, sodat hy gekruisig kan word? Jy sien, dit verraai iets van die menslike beperkings in ons verhoudings met God, maar ook met ander mense. Dit is amper soos wat Paulus in Romeine 7 vers 15 skryf. Dan sê hy daar, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat om te doen, juist dit doen ek. Dit is amper of hierdie teks vir ons sê, maar binne in ons elkeen is daar 'n stuk Judas Iskariot. Dat ons ook dikwels optree soos ons nie wil optree nie, maar as ons kry, dan het ons gedoen wat ons gehaat het om te doen. En om dit weg te steek, dan projekteer ons dit gewoonlik op ander mense. Ons sien ons ander mense se foute raak. Ons kyk na ander disippels rondom ons en ons sê, ten minste is ek nie soos hulle nie. Ek is daarom meer toegewyd as daai persoon. Ek kom daarom meer kerk toe. Ek is daarom vromer as daai persoon. En op 'n subtiele manier oordeel ons oor ander mense, doodgewoon om ons eie gebrokenheid weg te steek. En as ons dan nou na die laaste gedeelte van ons geleesde gedeelte vanoggend beweeg, dan kom ons by die punt waar Petrus vir Jesus sê, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. En dan sê Jesus vir Petrus, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het deur te sê, jy ken my nie. So wat gebeur in hierdie teksgedeelte? In die begin maak Jesus 'n voorspelling. Hy sê, iemand gaan my verraai. In die laaste gedeelte van ons geleesde gedeelte, maak die Here weer 'n voorspelling. Hy sê, Petrus, jy gaan my verloon. En dan tussen hierdie 2 voorspellings van die Here, dan is die nagmaal daar, en dan direk na die dag nagmaal, is daar 'n gestryery oor wie is die belangrikste disipel. En ek dink dit is vandag maklik om te sê, maar ek sal nie Jesus verraai nie. Of is maklik om te sê, ek sal nie Jesus verloon nie. Ek is nie 'n Judas nie, ek is nie 'n Petrus nie. Maar wat die teks vir ons sê, is dat almal van hulle en almal van ons word beïnvloed deur die wêreld waarbinne ons leef. Niemand van ons kan op 'n ander planeet gaan leef nie. Dinge wat rondom ons gebeur, beïnvloed hoe ons dink, hoe ons optree, wat ons sê. Jy sien,
die sosio-politieke en ekonomiese kultuur van ons dag het 'n invloed op ons. Want almal van ons wat hier sit, wil 'n sukses van die lewe maak. Ons almal wil die beste weergawe van onsself wees. Ons almal wil voel dat ons belangrik is en dat ons 'n plek in die samelewing het. Jy sien vriende, dis deel van die kultuur waarbinne ons leef. En op sigself is daar niks fout met om ambisie in die lewe te hê nie. Inteendeel, ons moet dit hê. Want as ons rentmeesterskap ernstig opneem, moet ek dit wat die Here my mee geseën het, moet ek maksimaal vir hom leef. So ons moet ambisie. Op sigself is daar niks fout om die hoogste sport te bereik of om die koöperatiewe leer te klink nie. Jy sien, die probleem kom net in as dit kom dat ek op die einde selfgesentreerd dink daaroor. Wanneer daardie kultuur maak dat ek egosentries optree, dat dit net oor my gaan, dat ek in ander woorde op mense sal trap om bo uit te kom. Dis die probleem wat hier ontstaan het. En dis wat die Here in hierdie gedeelte dan aanspreek. Want kyk wat gebeur in ons teksgedeelte, vers 25. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. En met hierdie opmerking bring die Here hulle hele kultuur van die eerste eeuse wêreld in spel. Hy is besig om hulle sosio-politieke en ekonomiese struktuur aan te spreek. Want die eerste eeuse wêreld waarbinne die Nuwe Testament ontstaan het, was daar 'n kultuur wat ons vandag na verwys. Hulle het nie self daarna so verwys nie, maar ons verwys daarna in die teologie daarna na die resiprositeit. Nou wat was resiprositeit of wat is resiprositeit? Omdat daar baie mense was wat in daardie tyd onder die broodlyn geleef het die welgestelde mense gegaan en gesê, weet jy, ek sal jou weldoener wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou mees basiese behoeftes sorg. Ek sal vir jou brood gee, ek sal vir jou kos gee, ek sal vir jou 'n dagloon gee. Maar dan, as die weldoener dit gegee het, dan is die persoon wat dit ontvang het, is in skuld by die weldoener. En deel van die eerste eeuse Mediterrane wêreld was dat daar eer en skaamte was 'n wesenlike deel van hulle samelewing. So jy moes alles doen om eer te hê vir jou gesin, want hulle was 'n kollektiewe eenheid, dit was nie individualisties soos vandag nie, maar jy moes alles doen om eer te kry vir jou gesin en jouself, en jy moet alles doen om weg te bly dat daar nie skaamte oor jou kom nie. Nou, daar was 'n paar maniere om dit te doen. Jy kon in die regte lyn gebore gewees het, en dis 'n lang gesprek, maar 'n ander manier hoe jy eer kon kry, as jy 'n klomp mense het wat elke dag in die stad rondloop en vir almal sê, weet jy hoe goed is daai ou? Dis nou 'n netjies ou daai. Dis nou 'n ou met karakter. So, die hele stelsel was gebou daarop, nie dat die weldoener iemand regtig in nood wou gehelp het nie. Hy het dit gedoen vir homself, want hy het eer daardeur gekry. Die mense het sy beeld gepoets. So hulle motivering was verkeerd. En daarom kom die Here Jesus Christus in hierdie gedeelte en hy draai dit totaal en al op sy kop. Vers 26. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringstes wees en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Met ander woorde, wie is die grootste onder julle? Want dis die vraag wat hulle gevra het. Wie van ons is die grootste? Wie van ons is die belangrikste? En dan sê die Here, die een wat dien is die belangrikste. En hy sê, niemand kan groter as ek wees nie, sê die Here. Want ek is die groot dienskneg wat gekom het. Sien vriende, dis die wese van wie ons is. Ons is mense wat dien. Ons is mense wat leer by die groot dienaar, wat vir 33 jaar plus minus op hierdie aarde kom loop het. En iets in hierdie begrip moet ons baie mooi verstaan wat die Here vir ons hier verduidelik. Want ons kan nooit groter wees as die saak wat ons verteenwoordig nie.
Ons sien dit baie in die wêreld vandag. In Suid-Afrika baie, maar oor die wêreld heen sien mense dit. Leiers wat in die sê politieke leiers, mense wat in 'n magsposisie kom en dan daardie magsposisie misbruik vir hulle eie voordeel. Ons sien dit baie keer in die sportwêreld, nê. Mense wat die hoogste sport bereik en dan gaan die roem so half na hulle kop toe en dan verdwyn hulle vir 'n ruk eers van die toneel af. Want jy kan nooit groter wees as die saak waarin jy glo en waarvoor jy staan nie. En op geestelike vlak kan jy nooit groter as die evangelie wees nie. As jy Jesus volg, is jy altyd onder opleiding. Jy's altyd onder opleiding van hoe lyk 'n kind van God. En ek kom nou terug by daardie menslike faktor waarvan ek in die begin gepraat het. Daardie opmerking van kaptein Sully, you are looking for human error, then make it human. Ons is mense wat elke dag leer wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Jou leerproses hou nooit op nie. Die dag as jy belydenis van geloof af lê, beteken dit nie dat jy nou klaar geleer het nie. Ons loop elke dag agter Jesus aan en ons leer by hom. En kom ek gebruik 'n voorbeeld wat jy dalk almal wat kinders het wat al 17 of 18 is, sal die beeld ken. Die beeld van 'n persoon wat sy leerlinglisensie het. As jou kind die dag sy leerlinglisensie kry, dan sit jy agter in jou motor se venster so mooi groot L om vir die mense te sê dis 'n leerling. So wat daardie teken nou eintlik sê is ek leer nog om te bestuur. Maar daar's 'n subteks aan daai L teken. Daar's iets wat nie daar staan nie. Daar's in daai teken opgesluit, beteken dit tog ek gaan foute maak, wees verdraagsaam met my. Ek gaan foute maak. Wees net verdraagsaam met my. En dis die punt van 'n volgeling. Oor ons hele lewe is 'n groot rooi L. Ons stap elke dag agter Jesus aan en ons leer van die groot diensknegt, Jesus Christus. Mense wat by Jesus leer, dis wie ons is. Mense wat ook foute maak. Want in ons gebrokenheid as mens beskik ons oor die vermoë om Jesus te verraai, soos 'n Judas van uit. In ons gebrokenheid as mens beskik ons oor die vermoë om Jesus te verloon, soos Petrus van uit. In ons gebrokenheid as mense beskik ons oor die vermoë om te stry, maar wie is nou die belangrikste? Wie het die meeste aansien? Want jy sien, ons leef in 'n gebroke wêreld. En die gebroke wêreld speel in op ons denke en ons ervarings. 'n Wêreld wat selfs maak dat ons baie keer op 'n subtiele manier, maar ook Jesus verloon. Maar as volgelinge van hom kry ons, soos Petrus, elke keer weer die geleentheid om hom te dien. En vriende, met my woorde hoor wat ek kies. Petrus kry nie die geleentheid om reg te maak nie. Die Here het vir ons klaar als reg gemaak toe hy op die kruis gesterf het. Maar ons kry die geleentheid om hom weer te dien. Want in ons teksgedeelte staan daar, die Here sê vir hom, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. En as mens nou die verhaal gaan optel in die Johannes Evangelie, dan daar in Johannes 21, dan sê die Here vir Petrus, Petrus, het jy my waarlik lief? Dan sê Petrus, u weet ek het u lief. Dan vra die Here weer vir Petrus, Petrus, maar het jy my regtig lief? Dan sê Petrus, ja Here, ek het u lief. Dan 'n derde keer vra die Here, maar Petrus, het jy my lief? En weer eens bevestig Petrus dit. Maar kyk wat sê die Here elke keer vir Petrus, wanneer Petrus sê, u weet ek het u lief. Elke keer sê hy, laat my lammers wei. Die tweede keer, laat my skape wei. En die derde keer, weer laat my lammers wei. Met ander woorde, gaan dien en dien. Dis waarvoor jy geroep is om te dien.
Ons is 'n dienende gemeenskap wat agter die groot dienaar aanstap, gaan dien. Gaan dien, ons is leerling diensknegte. As jy nou ooit gewonder het, wat is jou taak as Christen gelowige in Skeerpoort of die plek waar jy elke dag beweeg? Dis om met jou gawes en jou talente, Godgegewe gawes en talente, want niks het ons uit ons eie uit. Maar met ons Godgegewe gawes en talente, dien ons God. Met my tyd tot my beskikking, dien ek God. Met my seëninge wat ek so mildelik uit sy hand uit ontvang, dien ek God. Want dit is wat Christen gelowiges doen. Ons dien. Ek sê dit so baie, sê ek, die tyd is verby dat ons dink ons gaan mense terugpraat kerk toe. Ons gaan mense moet terugdien kerk toe. Want ons is 'n dienende gemeenskap. En dan hoef ons ook nou nie die grootste dienaar te wees nie, né? Ons sê dit mos baie keer, mos net, daar is nou vir jou 'n groot Christen, soos of daar so iets kan wees. Maar jy hoef nie die grootste dienaar te wees nie. Jy moet net agter die grootste dienaar aanstap, Christus Jesus ons Here. En jy moet by hom leer. En dan elke dag, net waar jy is, net te dien en te dien en te dien. Dis wat die Here van ons vra. Mag ons dit gaan doen in hierdie Kerstyd wat voorlê. Mag ons elke dag net daar waar ons beweeg, dien, dien en dien. Want dit is wat God van ons vra. Amen. Here, dankie dat U vir ons sondes gesterf het, maar dat U meer as dit vir ons gedoen het, vir ons kom wys hoe leef 'n kind van God in 'n wêreld wat soveel druk op ons plaas elke dag. En Here, help ons dat ons elke dag by U leer, dat ons in die voetspore sal volg en dat ons sal dien en dien en dien soos U van ons vra. En Here, ons weet dat ons baie kere ook maar foute het en baie keer verkeerde keuses maak en verkeerde dinge doen. Maar dankie vir die kruis op Golgotha, dat daardie kruis leeg is en dat die klip weggerol is en dat U opgestaan het en dat ons op hierdie eerste dag van die week, Sondag, dit ook kan vier, die opstanding. En dat ons elke Sondag van die jaar dit vier. Here, U is so goed vir ons en Here, maar ons vra net dat ons dit elke dag net sal raak sien. En laat ons gaan dien waar U ons geplaas het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan die dankoffers in die banke vanoggend opneem, omdat daar 'n deurkollekte is. So ons gaan vir die diakens gee om dan ook deur te beweeg sodat U die Here kan dien met die dankoffers. Ons slotsang vir oggend
is lied 543, 'n kinderliedjie. Want kinders leer mos. Ons is besig om te leer en is vandag kinders se prysuitdeling. So kom ons staan en dan sing ons as slotlied al 3 die verse. Ontvang dan die seën van die Here en moenie bang wees nie. Want hy wat genoem word die eerste en die laaste en die lewende, hy sal die werk wat in ons begin het, voortsit en volëindig.